Gemeente, ons skriflesing is vanmôre uit Openbaring hoofstuk 3 vanaf vers 14 tot 22. Van laas Sondag af in hierdie Pinkstertyd het ons bietjie gekyk na die 7 gemeentes in die boek Openbaring, Openbaring 2 en 3. Ons het begin by die gemeente in Efese laas Sondag en in die week na die ander gemeentes gekyk en vanmôre dan die laaste gemeente, die 7de gemeente, die gemeente van Laodicense. Pinkstertyd waarin ons staan, so 'n besondere boodskap ook vir die kerk wat ons in hierdie gemeente sien. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almagtige God en hemelse Vader, God enkel lig. Ons inderdaad ook in hierdie môre, Here, net na U toe kan kom, U wat 'n ontoeganklike lig bewoon. Maar dat ons na U toe kan kom, Here, omdat daar by U hoop en lewe is, dat Jesus inderdaad die lig van die wêreld is. En dat ons ook in hierdie oggend as gemeente kan saamkom waar ons ook dink aan die koms van die Heilige Gees. Dat U die Vader hom gestuur het, vanuit die Seun uitgegaan het. Die belofte van die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, om in ons te kom woon. Dat U gesê het, Here Jesus, vir die disippels, dis beter dat U weggaan, want Hy wat sal kom, sal in julle woon. Hy sal julle in die volle waarheid lei. Hy sal van my getuig. Ja, Here, dat op hierdie dag, op Pinksterdag, die volheid van die Heilige Gees neergedaal het op die disippels daar in Jerusalem, om hulle toe te rus. En wat 'n toerusting was dit nie, en dat die kerk daar gebore was. Die kerk van die Here Jesus Christus, die kerk wat U self aangesê het, wat U bou en dat die poorte van die doderyk dit nie sal oorweldig nie. Ons dankie vir die werking van die Heilige Gees, Here. Ons moet bely, sonder Hom is ons niks. Hy werk die wedergeboorte, Hy gee lewe in ons. Hy bring Jesus na ons toe. En ons wil bid, Here, dat U ook sal gee, ook in hierdie oggend, dat Hy ook in die besonder in ons hart en in ons lewens sal werk, om vir ons nader aan U te bring. U sê in die woord, bedroef nie die Heilige Gees nie. Deur wie hulle verseël is tot op die laaste dag. Ons weet, Here, sy besondere werking, sy sensitiewe werking is van so aard, Here, dat ons hom nie moet bedroef nie. Dat hy hom nie sal onttrek nie. Ja, Here, dat ons, soos U ook vir ons oproep, altyd gevul sal wees met die Gees. Sal wandel deur die Gees. Werk so in ons midde, Here. Word verheerlik. Ons bid vanmôre vir elkeen wat siek is, elkeen wat beproef word, hier in die gemeente, hulle wat nie hier kan wees nie, omdat hulle siek is, dat U ook vir hulle sal dra, hulle wat beproef word, hulle wat swaar kry. Dat U met elkeen in die besonder sal wees, Here, ook vir hulle verseker van U liefde en U nabyheid en U sorg. Ons ook kan bid vir die kerk in ons land, die kerk in die wêreld, die koms van U koninkryk, die heiliging van U naam. En ook in hierdie wêreld waarin ons leef, Here. Dat U sal wees waar daar ook soveel duisternis en onsekerheid is. Dat U sal kom, Here, en dat ons die wete kan hê en sal hê dat U wil sal geskied. In die hemel net so ook op die aarde. Dat U die soewereine God is en ons bid ook dat dit sal gebeur. As ons dan U woord open, Here, wees hier met ons teenwoordig. Ons vra dit in U naam. Amen. Vers 14. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en die ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm.
as julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê, ons is ryk, skatryk, ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle elendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. En koop wit klere, sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om in julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Ek straf en tug elkeen wat ek liefhet. Laat dit vir julle erns wees en bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou. En hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Tot sover die woord van die Here. Gemeente, ons het die laaste week gesien in die Here se skrywe aan die verskillende gemeentes, wat die toestand van die gemeentes was, dat 5 uit die 7 gemeentes het eintlik berisping van die Here ontvang, omdat hulle op 'n sekere gebiede afgedwaal het. Of dit was deur lewe, of deur leringe wat vals was, wat hulle toegelaat het. 2 van die gemeentes het die Here aangemoedig en bemoedig. En hulle was gemeentes wat gelei het, Smyrna en Philadelphia, die 2 gemeentes. Was gemeentes met wie dit goed gegaan het. Dat was geen berisping gewees nie, hulle is vervolg, maar hulle het by die Here gehou, by sy woord. Maar sien hier die laaste gemeente, dat hier ernstige probleme was. Eintlik verteenwoordigend van die geskiedenis van Israel. Want as mens die geskiedenis van Israel lees, dan sien 'n mens eintlik 'n tragiese verhaal van voortdurende afvalligheid. Die Joodse volk het ongekende geestelike voorregte gehad. Hulle het die verbond gehad. Hulle het die wet gehad. Die Here het hulle aangeneem as sy besonderse volk. Hulle het sy heerlikheid gesien. Daar was gereelde tempeldiens. Die Here het hulle verlos uit Egipte land, uit slawerny, nadat hulle tot hom geroep het en hulle na 'n beloofde land toe gebring. Maar selfs na daardie bevryding, baie kort daarna, het hulle gemurmureer, gekla, gerebelleer. In so 'n mate dat 'n hele geslag in die woestyn uitgewis was. Tyd van die rigters het hulle telkens in sonde geval. Dit was 'n hele siklus gewees dat hulle in sonde geval het, die volke rondom hulle se afgoderry en hulle lewenstyl aangeneem het. Hulle is gestraf, het tot bekering gekom, die Here het hulle uitgered, maar dit het net aangehou. Die Here het ook sy profete gestuur in die Ou Testament. Maar die mense het hulle harte bly verhard, nie geluister nie. Dat die oordeel in so 'n mate gekom het dat Israel weggevoer was deur die Assiriërs en Juda deur die Babiloniërs. Jerusalem is verwoes en hulle is in ballingskap weggevoer. Die Here het hulle dikwels gewaarsku, maar hulle wou nie luister nie. Een van die aangrypende verhale in die profeet Jesaja se beskrywing van die volk van die Here en sy verhouding met hulle, Jesaja 5, wat die Here sê, ek het hierdie volk van my geplant soos 'n edel wingerdstok. So wonderlik hierdie volk, ek het alles vir hulle gedoen, ek het 'n beskermingsheining om hulle gesit, ek het hulle die beste grond gegee, maar hulle bring wilde druiwe voort, en dan vra die Here, maar wat moet ek dan nog doen vir my volk? Wat moet ek dan nog doen?
In Jesaja 48 vers 18, ag, as jy maar geluister het na my gebooie, dan sou jy vrede soos 'n rivier gewees het, jou geregtigheid soos die golwe van die see. Maar nie net in die Ou Testament nie, ook in die Nuwe Testament. Sien Jesus uitroep in Lukas 13 vers 34, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen haar kykens, maar julle wou nie. Julle wou nie. Maar hierdie tragiese geskiedenis van Israel hoort nie net tot Israel en die volk Israel nie. Ongelukkig is die geskiedenis van die kerk van die Here, lyk dit dikwels ook so. Dat daar baie gemeentes is. En ons het reeds gesien in van die vorige 6 gemeentes, dat mense kan baie keer uiterlik godsdienstig lyk, maar innerlik is hulle geestelik dood. Hulle mag 'n erns hê, mag 'n ywer hê, maar hulle verwerp die waarheid van die evangelie. Die rykdom van die Nuwe Testament en die lering in Christus se lewe is tot hulle beskikking, maar soos Israel gaan hulle nooit oor tot 'n stap van gehoorsaamheid en toewyding nie. En hierdie gemeente in Laodicea is 'n besondere voorbeeld van hierdie afvalligheid. Dit was die laaste van hierdie 7 gemeentes, maar seker die mees korrupte. Eintlik 'n valse kerk. En vanweë die erns van hulle geestelike toestand, sien ons eintlik van die dringendste woorde en boodskappe van die Here Jesus aan hierdie gemeente. Soos elke brief begin dit met 'n beskrywing van die skrywer. As Jesus homself beskryf, ek wat aan hierdie gemeente van Laodicea skryf, is die Amen, die finale, die beslissende bevestiging van God se waarheid. Hy is die Amen. So wat hy sê is vas en seker, en sy woorde sal in vervulling gaan, soos wat dit gebeur het met elkeen van daardie gemeentes. Wat hy oor hulle gesê het in vervulling gegaan. Hy het vir die gemeente in Efese gesê, julle het julle eerste liefde verlaat en julle moet julle bekeer, en as julle dit nie doen nie, sal ek die lampstander wegneem, ek sal die lig wegneem. Die gemeente het hulle nie bekeer nie en die lampstander is weggeneem, die gemeente het verdwyn. Hy is die Amen. Hy is die geloofwaardige en die ware getuie. Alles wat hy getuig oor die mens, oor u en my lewe, is betroubaar en waar. Hy is die een deur wie God alles geskep het. Hy is die bron van alles. Hy is die begin van die skepping. Hy was by die ontstaan gewees, voor die ontstaan was hy daar. En dis waarmee hy inlei as hy tot hierdie gemeente skrywe. Nou die stad Laodicea was een van 3 gemeentes in die Lycus-vallei. En dit was 'n stad wat hoog op 'n plateau gebou was. Dit was moeilik om dit te verower. Maar hy het een swakpunt gehad, hy het nie baie water gehad nie. En die water moes deur akwadukte van elders af ingebring word, deur kanale van buite die stad. Ons sal later sien waarom dit belangrik is om dit in gedagte hou, want Jesus gebruik dit as een van sy beelde. So as die water daar by die stad gekom het, dan het dit al 'n lang pad geloop in hierdie kanale en dit het hulle baie kwesbaar ook gemaak, want as 'n stad hulle sou beleer, kon hulle net hierdie water afsny en dan sou hulle gou in die moeilikheid gewees het. Hierdie stad was beroemd vir 3 dinge. Swart wol, daarvan het hulle gesogte klere gemaak, tapuite. Daar was ook 'n mediese skool wat bekend was vir oogsalwe, wat hulle daar vervaardig het, en hulle het dit ook uitgevoer. En dan was hulle ook ekonomies onafhanklik. Daar was baie sterk ekonomiese groei gewees. Hierdie dorp en hierdie stad was sterk, 'n goeie bankwese daar.
Hulle was ryk, so ryk dat toe daar 'n aardbewing plaasgevind het met baie skade, het hulle selfs van die Romeinse regering hulp van die hand gewys. Ons het dit nie nodig nie. Ons kan dit self hanteer. Maar daar was 'n probleem met hierdie gemeente. Dat Jesus sê, in vers 15, ek ken jou werke. Dat jy nie koud is of warm nie. Ek wens jy was koud of warm. Maar omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, omdat jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Jy besef nie dat jy ellendig, beklaanswaardig, arm en blind en naak is nie. Wat Jesus wil sê, hy weet alles van hulle. Hy weet eintlik hulle is geestelik dood. Hulle was nie koud nie. Om koud te wees beteken openlik vyandig teenoor die Here. Die lou water wat hier genoem word, en die louheid, weer 'n verwysing na die water wat na die stad toe gekom het met 'n lang reis. As dit in die stad gekom het, was dit lou, die water was sleg geweest, en dit was 'n teken van die toestand van hierdie gemeente. Hulle geestelike toestand was ook sleg geweest. En hy gebruik die skokkende uitspraak as Jesus sê, ek sal jou uit my mond spieg. Waar al die ander gemeentes die Here hartseer gemaak het, sy toorn opgewek het, het hierdie gemeente hom siek gemaak. Hulle was selftevrede. Godsdienstig, maar sonder 'n ware liefde of afhanklikheid van die Here. Geestelik. As 'n mens warm is, dan is daar 'n ywer vir die Here. As jy warm is, dan beteken dit die Gees het jou lewend gemaak. Dat iets gebeur in jou lewe. Daar's 'n toewyding aan Christus. Daar's 'n veranderde lewe. As iemand sê hy's 'n Christen en daar's nie hierdie warmte nie. Daar's nie hierdie liefde vir Christus nie. Daar's nie hierdie ywer nie. Daar's geen teken van 'n veranderde lewe nie. Dan beteken hy het nog geen kontak gehad met die lewendmakende Gees van God nie. Want waar die Gees van God werk, is daar lewe en daardie persoon is warm. As jy koud is. Dis die 3 voorbeelde wat Jesus gebruik. Jy's warm, jy's koud of jy's lou. As jy koud is, dan beteken dit dis 'n groep mense wat die evangelie openlik verwerp. Hulle stel nie belang nie. Daar's baie sulke mense. Hulle het nie belang in sy woord of sy kerk nie. Hulle is eerlik oor hulle ongeloof. Hulle huigel nie daaroor nie. Sê dis waar ek staan. Ek glo nie in God nie. Ek glo ons is maar net soos die diere. As ons sterf die dag is ons maar net stof en gaan dood. Daar's geen iets hierna nie en daar's geen God wat hierdie wêreld bestuur of in beheer daarvan is nie. Dis die koue mens. Maar die lou een, hulle is ook nie waarlik gered nie. Maar hulle weier om die evangelie openlik te verwerp. Hulle woon in die kerk by. Hulle praat soos gelowiges. Hulle beweer dat hulle Christus ken, maar daar's geen ware geloof nie. Daar's geen ware geloof. Jesus spreek hulle aan in Matteus 7 vers 22 tot 23. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer nie? Is godsdienstig betrokke? In U naam duiwels uitgedryf, min gaan so ver. In U naam kragte gedoen. En dan sê Jesus, maar ek sou vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat ongeregtigheid doen. Dit is moeilik om hierdie mense met die evangelie te bereik. Selfregverdige huigelaars is mense wat baie moeilik is om te bereik. Hulle glo nie dat hulle enige behoefte het aan die evangelie. Hulle skuil agter 'n godsdienstigheid. Hulle weier ook om hulle ware geestelike
toestand te erken. En as niemand moeiliker om te bereik as so 'n mens vir Christus nie. Dis die moeilikste mens om tot bekering te bring of na die Here toe te lei, is hierdie lou mens wat dink hy's reg, maar daar's geen geestelike lewe nie. Ek gaan wonder, Jesus het in Matteus 21 vers 31 gesê, die tollenaars en die prostituie gaan voor julle die koninkryk van God binne. John Stott het 'n paar dekades terug gesê, 'n bekende man daar in die Anglikaanse kerk in Engeland. Dit lyk of geen van die 7 briewe meer gepas is vir die 20ste eeuse kerk as hierdie een nie. Dit beskryf op 'n duidelike maar gerespekteerde, sentimentele, nominele manier die godsdienstigheid wat so algemeen onder ons is vandag. Ons Christendom is slap en bloedarmoedig. Dit lyk asof ons 'n lou bad van godsdiens geneem het. Die Laodisense se louheid was vererger deur hulle selfmisleiding. Lyk of daar 'n sekere groep was wat eintlik gedink het hulle het 'n hoër vlak van geestelikheid bereik en dat hulle half afkyk op ander mense. Maar soos Jesus vir hulle uitwys, hulle was geestelik ellendig en arm en blind. Daarom in vers 18, Jesus se raad aan hierdie gemeente. Ek raai julle aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word. Wit klere sodat julle bekleed kan wees en salf vir julle oë sodat julle kan sien. So wonderlik om te sien dat hierdie vervalle gemeente, wat hulle rug in 'n groot mate op die Here gedraai het, eintlik so aangespreek word op 'n genadige, liefdevolle manier deur die Here. Ten spyte van hulle afvalligheid, kom hierdie heerlike uitnodiging na hierdie geestelike blinde en selftevrede Laodicea. En Jesus gebruik 3 beelde vir teenoor hulle. Hy sê, kom, jy kan by my kom koop by my. Beteken nie werke nie, beteken nie goeie dade nie, maar soos Jesaja 55 vers 1 sê, almal wat dors het, kom na die water sonder geld. Dis verniet. Hy sê, ek raai jou aan om vir my te koop goud, wat deur vuur gelouter is. Het jy weet, die Laodisense het gedink hulle is ryk. Daarop het hulle gesteun. Dikwels as mense ook miskien ryk is en dit gaan goed en jy's gesond, dan is dit waarop jy steun en jy vergelyk dit ook met jou geestelike toestand. As ek baie geld het en ek is gesond, dan is ek geestelik ook seker so. Dit het hulle blindheid veroorsaak. Maar Jesus sê, ek het iets anders vir jou. Kom koop by my goud wat deur vuur gelouter is, 'n gesuiwerde, 'n beproefde geloof. 1 Petrus 1 vers 7 sê, julle geloof is baie kosbaarder as goud wat vergaan. Jesus vir die Laodisense wil sê, julle goud sal vergaan, julle rykdom, julle bankwese kan nou sterk lyk, maar dit kan enige oomblik tot niet gaan, en ek wil vir jou iets anders gee, wat nooit sal vergaan nie. 'n ware, egte geloof soos goud. Hulle moet hulle selfgenoegsaamheid laat staan en nederig erken hulle armoede. Tweedens sê die Here, hy wil vir hulle wit klere gee om hulle geestelike naaktheid te bedek. Hulle was bekend vir die swart wol. Maar die Here sê, ek wil jou wit klere gee, simbolies van sy geregtigheid, van reinheid, van die geregtigheid van Christus, dat jy jou ou kleed uithaal en aftrek, jou eie geregtigheid, jou eie goeie dade en sy geregtigheid oor jou trek. Hy sê om jou naaktheid, jou skande, jou sondige toestand te bedek. Hulle het fisies ryk gelyk, goed geklee. Maar Jesus sê, julle is naak.
Dit is nie sy geregtigheid, sy redding en sy verlossing wat jou beskerm nie. Hy bied vir hulle oogsalf aan. Geestelike insig om hulle werklike toestand te sien. Al het hulle gedink hulle verstaan en sien baie, was hulle in werklikheid blind. En die Here sê, julle het nodig dat julle oë oopgemaak word. Julle het die bekende oogsalf daar in Laodicea, dit help baie mense en dit bring genesing vir hulle, dat hulle weer kan sien of beter kan sien. Maar julle het 'n geestelike blindheid waarvoor hierdie salf niks gaan help nie. Kom koop by my die salf wat julle blindheid sal genees. Kragtige oproep van die Here tot ware geloof en selfondersoek. Ek sal julle blindheid genees. In Johannes 9 lees ons van die blinde man wat genees is en die fariseërs wat opstandig is oor dit wat gebeur het, dat Jesus sal dit vir hulle sê, maar ek het gekom om 'n beslissing in hierdie wêreld te bring en daardie beslissing is dat die wat sien blind sal word en die wat blind is sal sien. Hulle moes tot daardie erkenning kom. En dan die heerlike uitnodiging in vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. Ek staan by die deur en klop. Wees wys dat Jesus hom nooit opdring by 'n mens se lewe nie. Hy maak nie 'n gewelddadige indring in u en my lewe nie. Hy staan by die deur, buitekant, en hy klop. Hy wag geduldig. Liefdevol op u en my reaksie. Wat interessant is dat hy hier en hierdie beeld eintlik wys, hy staan buite die gemeente. Buite die gemeente. Hy's uitgesluit, maar jy weet, hierdie gemeente gaan al jare en bly voortgaan met hulle aktiwiteite en hulle kerkwese en hulle samesyn, maar Jesus is nie daar nie. En enige gemeente wat soos Laodicea is ook so, hy kan aangaan, hy kan kerk hou, hy kan feesvierings hê, hy kan aktiwiteite hê, maar Jesus is nie daar nie. Hy staan buite. En daarom 'n persoonlike uitnodiging, kyk, aan 'n individu of die gemeente self, dat hy hierdie gemeente roep, tot gemeenskap en tot bekering, met die heerlike woorde, as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak. Tot hierdie gemeente gerig, maar ook tot mense persoonlik en individueel. As iemand my stem hoor. Jesus se oproep tot bekering, tot geloof, tot gemeenskap met hom. En dit is daar waar die Heilige Gees jou aanraak, jou aanspreek, wat jy sy woord hoor. En as jy sy woord hoor, dan hoor jy sy stem en jy hoor sy roepstem na jou toe. En dis wat die Heilige Gees kom doen. Dis wat Pinkster vir jou en vir my sê. Die dag toe Petrus gepreek het op Pinksterdag, het hy gepreek en van die mense vertel van die kruisiging van die Here Jesus, en aan die einde wat het gebeur? Die Heilige Gees, die woord het hulle deurboor, daar staan in hulle harte in, en dat hulle uitgeroep het, wat moet ons doen om gered te word? As iemand my woord hoor en die deur oopmaak. Baie het al hierdie as 'n simbool gebruik, hierdie handvatsel van hierdie deur is net aan die binnekant. Jy kan hom net van die binnekant af oopmaak, 'n bereidheid om Christus in jou lewe toe te laat, om hom te ontvang as die verlosser en Here van jou lewe. Wat sê die Here vir hierdie gemeente? So ver geval het, mense persoonlik. Wat sal dan gebeur? Dan sal ek ingaan na hom toe. En saam met hom maaltyd hou. En hy
saam met my. Hy wys hier op 'n noue gemeenskap, 'n vriendskap, 'n versoening, soos in die antieke wêreld om saam te eet 'n teken van aanvaarding en van 'n intieme verhouding was, beloof Jesus hier vir die mense 'n persoonlike, 'n liefdevolle verhouding met die wat hom ontvang. Ondanks hulle louheid, toon die Here genade. Sien maar net daai deur sal oopmaak. 'n daad van geloof en gehoorsaamheid. Hookie vanmôre. Weet jy waar jy is, hoe jy lewe is nie. Jesus gaan hom nie opdring teenoor jou nie. Hy gaan nie daar die deur oopskop nie. Maar sy stem en sy roepstem gaan na jou toe kom en sê vir jou, maar kyk, ek staan by die deur en u en ek leef nog in daardie heerlike genadetyd waar ons nog sy stem kan hoor en hy gee vir jou die belofte, as jy dit oopmaak in geloof, sal ek ingaan. Ek sal ingaan. En hierdie teks is 'n wonderlike oproep aan gelowiges wat geestelik afgestomp geraak het. 'n Uitnodiging om weer hulle harte en hulle lewens vir Christus oop te maak. En dan eindig hy met die heerlike belofte aan hom wat oorwin. Sal ek gee om saam met my op my troon te sit. 'n Kosbare belofte van Christus aan hierdie afvallige gemeente, dat hulle ook kan deel. En aan elke mens, maak nie saak wat jou toestand was of is voor God nie, en hoe ver jy geval het nie, maar die wat die deur oopmaak en hom ontvang in sy Heer, hy gee vir hulle hierdie belofte, dat hulle saam met hom op die troon sal sit en sal heers. Soos wat hy opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, dat hy beloof, hoe gering hierdie gelowiges ook mag wees. Hulle sal saam met hom regeer. Belofte van mederegering saam met hom in die toekoms. Elkeen wat sy eie koninkryk hier bou, sal alles verloor. Miskien is dit waarom Jesus ook gesê het, né, hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Want hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. As jy jou eie koninkryk wil bou, koning van jou eie hart en jou eie lewe wil bewees, gaan jy alles verloor. Maar hulle wat hulle onderwerp aan Christus, aan sy heerskappy, gee hy die belofte, hulle sal heers, saam met hom, in sy ewige koninkryk, vir ewig. Amen. Ons bid saam. Here, ons dankie dat U nog steeds so duidelik met ons praat. Dat ons duidelik U woord kan hoor en dat dit vanmôre ook tot ons kom. Ag Here, en as daar miskien een hart is en een mens is wat voel soos hierdie gemeente in Laodicea, dat hulle ver van U af is, dat hulle lou geword het, onverskillig geword het, daar niks meer van 'n warmte is vir die evangelie van Jesus Christus nie, en dat U ook aan hulle deur klop, mag dit wees, Here, dat U stem gehoor word. Daai stem wat deur die Gees gedra word in ons harte, dat ons duidelik kan hoor, dis die Here wat met my praat. Dat ons ook ons lewens sal oopmaak. Ons sal onderwerp aan die Koning van die konings en die Here van die Here, en deel wees van U koninkryk. Om nie net in hierdie lewe nie, maar ook die lewe hierna, saam met U, gemeenskap te hê. U is ons vriend te hê, U is die koning van ons lewe, en om saam met U en deur U Heilige Gees in hierdie lewe te leef en te wandel. Ons bid dat U dit moontlik sal maak, Here, en dat mense daardie roepstem sal hoor. Ons vra dit om U naam se wil. Amen.